As jy op hoërskool is, voel dit dalk soms vir jou of daar hierdie massiewe geveg is. Aan een kant jou geloof en aan die ander kant jou wetenskapsklas. Dit voel of die twee wêrelde net nie kan saamwerk nie. En dan kom die groot vraag, moet jy kies? As jy regtig glo wat in die Bybel staan, kan jy dan regtig aanvaar wat jou biologieonderwyser oor evolusie verduidelik? Daai spanning, dis 'n regte ding en soveel jong mense wat in 'n gelowige huis groot geword het, voel dit. So, as jy nou so voel, luister gou, jy is regtig nie alleen nie. Dis eintlik heeltemal normaal om met hierdie tipe groot vrae te worstel. So dis oké. Reg, so om ons hiermee te help, gaan ons kyk na 'n storie van iemand wat presies in daai selfde bootjie was, 'n Christen, 'n biologiestudent, en hy het hierdie botsing, wel, eerstehands gevoel. Hierdie ou se naam is Mike Anderson. En hy was mal oor biologie, maar hy was net so ernstig oor sy Christelike geloof. En vir 'n lang tyd het dit gevoel asof hierdie twee liefdes mekaar uit mekaar wil skeer. Die wetenskaplike bewyse wat hy in die klas gesien het, het hom laat twyfel aan alles wat hy tot op daai punt geglo het. Maar toe, op 'n punt het iets verander. Nie 'n nuwe wetenskaplike feit nie, maar 'n deurbraak. 'n Besef dat hy dalk die heeltyd die verkeerde vraag gevra het. En dis hierdie aanhaling wat alles vir hom verander het. Dink daaroor. Die waarheid van wie Jesus is, dit hang nie af van ons verstaan van die heelal nie. Sy identiteit, wat hy gedoen het, hoekom hy saak maak, dit staan vas, heeltemal apart van hierdie debatte. Kyk bietjie hier. Hier sien ons die groot verskywing in sy denke. Vir jare lank was sy geloofse fondasie gebou op die vraag hier links. Hy moes kom bewys Genesis is letterlik dat evolusie verkeerd is. Maar hy het besef die regtige, onskitbare fondasie van sy geloof lê hier aan die regterkant. Dis nie die hoe van die skepping nie, dis die wie van verlossing. Om dit nog duideliker te maak, gebruik Anderson 'n briljante storie. Dit wys perfek hoe die Bybel en wetenskap heeltemal verskillende dinge probeer doen. Goed, so stel jy dit voor, 'n paartjie, hulle kyk na hierdie asemrowende sonsondergang en sy draai na hom toe en sê, "Is dit nie pragtig nie?" Nou haar doel is nie om 'n wetenskapsles te begin nie, nê? Dis 'n uitnodiging om 'n oomblik 'n gevoel te deel. En dan is daar twee maniere om te antwoord. Aan die een kant het jy die nerd antwoord. Eintlik gaan die son nie onder nie. Tegnies is hy heeltemal reg. Dis goeie wetenskap, maar hy mis die punt heeltemal. Hy hoor die woorde, maar hy mis die hart. Die beter antwoord aan die ander kant, dit verstaan waaroor die oomblik regtig gaan. Dit gaan oor die verhouding, nie oor die data nie. En hierdie hele idee, dis nie eintlik nuut nie. Jesus het self vir die slim godsdienstige ouens van sy tyd gesê, julle is so besig om die boek te bestudeer, dat julle die persoon mis waarna die hele boek wys. Die Bybelse hoofdoel is nie om 'n wetenskapshandboek te wees nie. Dis om ons in 'n verhouding met God te bring. Dink daaraan so. Shakespeare se vrou kon blykbaar nie lees of skryf nie. Sy sou nie met 'n professor kon stry oor die fynere details van sy toneelstukke nie. Maar wie het vir Shakespeare, die mens, die beste geken? Sien, daar's 'n reuse verskil tussen om te weet van God se werke en om God self persoonlik te ken. Reg, so dis die een ding. Maar hier's die volgende groot vraag, né? Hoe kan God dan werk deur iets soos evolusie, 'n natuurlike proses? Is God nie net betrokke as daar 'n wonderwerk gebeur nie? Kom ons kyk na nog 'n analogie. So 'n kind stap by 'n huis verby en vra hierdie diep, eenvoudige vraag. Hoe antwoord 'n mens dit op 'n manier wat sin maak? Nou, 'n algemene antwoord is iets soos, nee, my kind, bouers het die huis gebou, maar God het die bome gemaak vir die hout. Hierdie antwoord skep 'n skeiding. Dit sê basies, God is net betrokke waar ons nie 'n natuurlike oorsaak kan sien nie. Sodra die mens of die natuur oorneem, staan God eenkant. Dis die God van die leemtes idee. Maar daar's 'n beter, meer Bybelse antwoord. En dit kom uit Psalm 127 wat sê, as die Here die huis nie bou nie, soog die wat daaraan bou te vergeefs. Sien jy, God se werk en die bouer se werk is nie twee aparte dinge nie. God werk deur die bouers. So die antwoord is, ja, hy het mense gebruik om dit te doen. En dit gaan selfs verder. Vat nou iets soos toeval, soos om 'n dobbelsteen te gooi. Spreuke sê dat selfs daai onskynlik toevallige uitkoms is van die Here. So die idee dat 'n proses toevallige elemente kan hê, soos in evolusie, beteken nie dis buite God se beheer of plan nie. OK, kom ons bring alles nou bymekaar. Wat beteken dit alles nou vir jou? Veral as jy in die middel van hierdie spanning tussen jou geloof en jou biologieklas sit. Wat kan jy saamvat?
Die eerste en belangrikste ding om te onthou is jou fondasie. Bou jou geloof op die persoon Jesus Christus, nie op 'n spesifieke wetenskaplike teorie oor die skepping nie. Tweedens, onthou die Bybelse doel. Dis nie 'n laboratoriumverslag nie, dis 'n openbaring van wie God is. Derdens, wees oop vir die idee dat God deur natuurlike prosesse kan werk. Sy kreatiwiteit is dalk nie baie groter as wat ons dink. En laastens, wees nederig. Dis wys om te luister na die kenners in hulle velde. 'n Bioloog weet meer van biologie en 'n teoloog meer van teologie. Ons kan by albei leer. So op die ou end is die vraag dalk nie, moet ek tussen geloof en wetenskap kies nie? Wat as die regte vraag is, hoe kan die ongelooflike, asemrowende kompleksiteit wat die wetenskap vir ons wys, my 'n dieper waardering gee vir die geniale skepper wat agter dit alles sit?